Goeiemiddag, dis Vrydag 28 Maart 2025. Ek is Klaas Prinsloo en baie welkom by hierdie Vrydagmiddag nuusflits uit 'n sopnat Johannesburg uit. Soos ouer gewoonte, die eerste wat ons na kyk is die getalle vir die maand. Ons staan op 9 aanvalle vir die maand en dan 2 moorde wat gepleeg is. Ons sal later aan die einde van die maand video sal ons kyk na die details daarvan. Die politiek het ek daai gesê het niks te doen met die plaasaanvalle en moorde wat af is nie. Dit is 'n ander faktor en daar was van juis vanoggend Vrydag was daar juis 'n transiete rooftog aan die Oosrand. En as die transiete rooftog nog besig is, dan kan ons verwag dat die plaasaanvalle nie so besig gaan wees nie en ons is dankbaar daarvoor. Maar hoe dit werk, met hierdie goeders, hulle balanseer mekaar uit. En sodra die transiete rooftog terug aan die gang is hulle besig om eers die geld bymekaar te kry vir die ouens wat gaan deelneem aan die plaasaanvalle. Kom ons wees dankbaar. Ons het voorheen gepraat oor die aktiwiteite wat moontlik kan plaasvind die 4de April. Hulle wil vir Cyril Ramaphosa uit die stoel uitlig, die MK en die EFF wil hom letterlik uit die Unie-geboue uitdra en dan na die Unie-geboue beset. Hulle beplan vir ongeveer 2 miljoen deelnemers wat gaan optrek na die Unie-geboue toe en dan 'n verdere 18 miljoen deelnemers wat landwyd aan protes op te gaan deelneem. Die beweging begin by die Burgerspark Hotel in die middestad van Pretoria en dan van daar af gaan dit na die Unie-geboue te beweeg. Wat die roete is, weet ons nie, daar is nie ons bekend gemaak nie, maar ons kan verwag dat daar onrus langs die pad gaan wees en daar waarskynlik ook plundering gaan wees in hierdie geval. Kom ons kyk na die redes. Die sameroepers van hierdie 4 April inisiatief voer aan die redes hoekom hulle dit doen, is dat die MK-party moes verlede jaar se verkiesing gewen het en hulle het nie as gevolg van konkelry. Dan kla hulle ook oor die BTW-verhoging van 0,5% en hulle beskuldig die ANC-regering dat hulle die land leeggestroop het en dus die land in bankrotskap ingedwing het. Hulle praat ook oor Phala. Hulle soek ook antwoorde oor die CR17 bankstate en voer aan dat geen staatsondernemings mag verkoop word nie. Die onwettige immigrante in Suid-Afrika moet Suid-Afrika verlaat. Buitelanders mag nie sakeondernemings besit nie en hulle sê 'n volstrekte nee vir Nigeriese visas. Die ander punt wat hulle op het is die SASSA werkloosheidstoelaag moet opgeskuif word na R5.000 toe en hulle ontken die regering van nasionale eenheid. Nou wat na die 4de gaan gebeur is bietjie onduister, ons het nie veel informasie daaroor nie, maar die spekulasie was dat dit as hulle nie die 4de April suksesvol was nie, dan sou hulle van die 7de April af landwyse onluste geeskaleer het. Die informasie wat ons laaste gekry het daaroor is dat daar baie min spoed is vir daardie beweging. So kom ons kyk maar wat gebeur, wees veilig. Dit is al wat ek vir julle kan sê op die stadium. Sodra daar enigiets meer is, sal ek dit definitief in 'n nuusflits vir julle uitbring. Die protokols vir die afsienbare toekoms is dat as dit kom by selfverdediging, bly asseblief binne die wet. As onluste uitbreek, bly uit die pad uit. Veral ons wit mense is spesifiek gewaarsku dat as ons in die pad gaan kom, gaan hulle vir ons uithaal en daar gaan bloed in die strate wees. Daar's 'n Zelle kanaal, julle sal sien op die skerm, Emergency 24/7 SA. Jou profiel moet asseblief volledig wees, sit 'n onlangse foto op, jou naam en van, jou kontaknommer, jou ingeval van nood kontaknommer en dan ook jou taalvoorkeur. Vanaand om 8uur praat ek en Johan Erasmus oor plaasaanvalle en plaasmoorde, die dinge rondom dit en onder meer die antieke faktore van plaasaanvalle en hoe dit ooreenstem waar ons vandag is. Thabo Mbeki se wegdoening met die kommandostelsel kry aandag. Wat is die roete wat plase loop na 'n plaasmoord? En dan natuurlik kyk ons na die brutaliteit van plaasmoorde en as dit kom by die brutaliteit van plaasmoorde, the gloves are off. Ons het nie ander ekonomiese aanwysings anders as die brandstofpryse nie. Die verwagte afname volgende Woensdag sal wees 74 sent per liter vir 93,
88 sent per liter vir 95 oktaan en vir diesel 0.05 'n verwagte afname van 94 sent per liter en vir 0.005 'n verwagte afname van 96 sent per liter. Ek is baie bly om aan te kondig dat daar in die baksteen vir 'n boer gedagte iemand na vore gekom het en gesê die boumateriaal is beskikbaar, hulle moet 'n voertuig bring of 'n swaar voertuig bring en hulle moet kom laai en ons gaan vir Adrian Vos 'n nuwe huis bou. Wie die planne nog aanbetref weet ons nog nie, maar dit gaan 'n eenvoudige huis wees en dit moet in gedagte hou dat hy sy knie waarskynlik onherstelbaar beseer het terwyl daardie aanval en daardie tipe van dinge moet ook in gedagte gehou word. Praat oor veiligheid. Ek weet ek doen dit elke Vrydag, maar ek wil hê in die afsienbare tyd moet julle regtig waar oor julle skouers kyk. As 'n ding nie reg lyk nie, moenie jouself in die moeilikheid gaan indwing nie en wees seker dat jy, of wees verseker of maak seker dat jy jou veiligheidsprotokols ken, hoe om jou gesin en jou eiendom te beskerm, wat jy mag en wat jy nie mag doen nie, bly gestrap. As jy 'n vuurwapen het en jy het wettige vuurwapenlisensie, dan kan jy daardie vuurwapen dra solank hy net nie openbloot is nie. Dit is soos wat ek die wet verstaan. Ek gaan vir julle 'n klein videoetjie wys wat vir ons 'n bietjie riglyne gee oor wat jy kan en wat jy nie kan doen tydens 'n plaasafval. En daarmee gaan ek afstaan vir die naweek. Geniet julle naweek. Hou duime vas vir vanaand 8uur. Ek is maar 'n bietjie senuweeagtig, maar ek glo ons sal dit kan regkry. Mooi dag, geseënde naweek. Jy is alleen op die plaas, dit word skemer, jy sien twee mans oor jou heining klim en oor die werf stap. Jy verwag nie besoekers nie, mag jy skiet? Nee, slegs betreding word gepleeg. Die mans breek 'n veiligheidshek oop en betree jou perseel. Hulle begin jou eiendom uitdra. Mag jy op hulle skiet? Nee, daar is geen aanval op jou nie. Jy mag nie 'n persoon se lewe neem om eiendom te beskerm nie. Die mans word bewus van jou. Hulle sê jy moet pad gee, anders maak hulle jou dood. Jy is agter 'n veiligheidshek. Mag jy op hulle skiet? Nee, die persoon kan nie 'n regstreekse aanval op jou uitoefen nie, want jy staan agter 'n veiligheidshek. Die mans draai na jou toe. Die veiligheidshek kan nie sluit nie en dit is jou uitgang. Die een is gewapen met 'n mes en die ander een met 'n vuurwapen. Mag jy op hulle skiet? Ja, want jy kan aanneem dat die mans van voorneme is om jou dood te maak. Jy mag die nodige geweld toepas om die aanval wat voorhande is af te weer. Gebruik slegs jou vuurwapen as daar geen ander uitweg is nie.